Goed, Jesus en Saggeus. Jesus het Jerigo binne gegaan en deur die stad gestap. En kyk, daar was 'n man met die naam Saggeus. Hy was 'n hooftollenaar en 'n ryk man. Hy het probeer om te sien wie Jesus is, maar weens die skare kon hy nie, omdat hy kort was. Hy hardloop toe vooruit en klim in 'n wilde vyeboom om Jesus te sien, want hy sou daar verbygaan. Toe Jesus by die plek kom, kyk hy op en sê vir hom: Saggeus, maak gou en klim af, want ek moet vandag in jou huis oorbly. Saggeus het toe haastig afgeklim en Jesus met blydskap in sy huis ontvang. Almal wat dit gesien het, het gemor en gesê: hy gaan by 'n sondige man tuis. Maar Saggeus het gaan staan en vir die Here gesê: kyk Here, ek gee die helfte van my besittings aan die armes. En as ek van iemand iets afgepers het, gee ek dit 4voudig terug. Jesus het vir hom gesê: vandag het daar verlossing vir hierdie huis gekom, want ook hy is 'n seun van Abraham. Die seun van die mens het gekom om diegene wat verlore is, te soek en te verlos. Baie dankie Tina, dit was nou 'n mooi boodskap. Maatjies, het julle mooi geleer en geluister na Tina? So Tina het vir ons vandag kom leer, dat ons almal het soms idees oor mense, en soms besluit ons wat ons van hulle dink, voordat ons hulle regtig geleer ken het. En Tina het vir ons kom leer, dat ons moet soms nie toegee tot daardie vooropgestelde idees wat ons oor mense het nie, want ons kan heel moontlik verkeerd wees. Nou gepraat van vooropgestelde idees, wil ek vir julle vandag vra, watter vooropgestelde idees lê binne in ons? Hoe kyk ons na onsself in die spieël in die oggend? Hoe kyk ons na iemand wat minder bevoordeel is as ons? Hoe kyk ons na ons kollegas wat ons sleg behandel? En maatjies, hoe kyk ons na daai maatjie wat pouse alleen sit en wat geen ander maatjies het nie en wat almal uitstoot? Hoe kyk ons na hulle? Nou, almal van ons het persepsies wat in ons koppe is en ons veroordeel mense ongelukkig daarvolgens. Die persepsies is soos, daar's nog vele, maar van hulle soos vroue moet goed kan kook, of mans moet sterk kan wees, of blonds is dom. En al hierdie persepsies het 'n invloed op hoe ons na mense kyk. En navorsing wys dat ons persepsies oor mense vinniger gevorm word as wat ons oë kan knip. So knip jy jou oog, vinniger as dit het ons al 'n persepsie oor iemand gevorm wanneer ons hulle ontmoet. En die storie van Saggeus kom verwys ons ook iets van persepsies en hoe mense se persepsies 'n invloed het op 'n persoon en hoe hulle oor hulle self dink. En die storie van Saggeus wys ons hiervan. Saggeus was eintlik verwerp deur die hele samelewing. Hy het geen plek van behoort gehad nie. Aan die een kant was hy verwerp deur die Jode, want hy was 'n Jood, maar omdat hy vir die Romeinse owerheid gewerk het, en met hulle geglo dat hy het hulle hom veroordeel. Want hulle het geglo dat hierdie Romeinse owerheid vir die Jode meer belas as wat nodig is. En op so 'n manier word hulle uitgebuit en onderdruk. So hulle het geglo dat hy vir hulle werk, is hy net so sleg. En boonop omdat hy nog in kontak gekom het met die heidene en hy 'n Jood was, sou hy outomaties deur hulle oë gesien word as onrein. So nie net was hy deur hulle uitgesluit nie, maar hy was verban uit die sinagoge. Hy kon nie deelneem aan die Hebreër samelewing nie en ook het sy eie mense hom beskinder en bespot. Aan die ander kant, hy het mos nog gewerk vir die Romeinse owerheid, maar daar het hy ook nie 'n plek van behoort gehad nie. Daar het hulle hom net as 'n werker behandel, sonder respek, sonder enigiets. En as hy nie hard genoeg gewerk het nie, of as hulle dalk gevind het, hy het miskien bedrog gepleeg, was hy sy werk kwyt. Maar die moeilike ding daar was vir Saggeus, is dat die hele Romeinse stelsel was korrup. So of hy nou bedrieg het en geld gesteel het of nie, as hulle geglo het, hy het geld gesteel,
sou hulle hom gefire het. So maak nie saak wat hy doen nie. Hy was nêrens, het hy 'n plekkie van behoort gehad nie. Nêrens het hy gevoel pas hy in nie. So die hele samelewing het vir Saggeus in boksies geplaas. Boksies van onrein, boksies van verraaier van God en nog vele meer. En hierdie boksies waarin mense hom geplaas het sy menswaardigheid aangetast. Ek meen as mense soveel jou uitsluit uit die samelewing uit en jou bespot en sê hoe sleg jy is, gaan jy heel moontlik dit begin glo. So Saggeus het die bril waardeur hulle na hom gekyk het, begin aanvaar. En hy het probeer, of hy het nou presies deur dieselfde bril na homself begin kyk. Saggeus hoor op 'n dag dat Jesus, die rabbi wat baie volgelinge gehad het, deur Jerigo sou kom. So hy het gehoor van hierdie Jesus, die Jesus wat wonderwerke doen, die Jesus waarvan almal praat, en hy wou nou net 'n stukkie van Jesus sien. En wat doen hy? Hy hardloop so vinnig as wat hy kan na die naaste boom toe en klim in die boom. Of hy nou weg wou kruip van die samelewing af, sodat hulle nie sien dat hy 'n stukkie van Jesus wou sien nie. En of hy gaan hardloop dit na die boom toe om in dit te klim omdat hy kort was, ons het geen idee nie. Maar wat ons weet is wat by daardie boom gebeur het, was iets ongewoons. Iets wat niemand verwag het nie. Saggeus sit in die boom en probeer vir Jesus sien en iets ongewoons gebeur. Jesus stop, kyk op en sê, Saggeus, kom af. Ek wil vandag by jou tuis gaan. En ek hoor eintlik hoe die hele samelewing geskok is en hoe hulle onder mekaar mompel en sê, hoe kan hy Jesus by hom wil gaan kuier? Hy's 'n sondaar, hy's 'n slegte mens, hy's onrein, al die dinge. En hy het heel moontlik ook gevoel hy's nie waardevol genoeg van Jesus se tyd nie. Maar Jesus het nie na hom gekyk deur die bril van die wêreld nie. Jesus het nie na hom gekyk deur die bril van die Jode nie, of die bril van die Romeine nie. Jesus het na hom gekyk deur die bril van sy Vader. Hy het na hom gekyk deur die bril van liefde en genade. Jesus het vir Saggeus gesien, net soos wat God hom gemaak het. En Saggeus het op Jesus se uitnodiging gereageer. En ons kan aanvaar dat toe Saggeus besef hoe Jesus na hom kyk, dat sy lewe radikaal verander het. Toe hy die bril van die wêreld begin afhaal en die bril wat Jesus na hom kyk opsit, toe begin sy hart verander. En hy besef, maar ek behoort vir een slag in my lewe op 'n plek. Ek behoort by God. Ek vorm deel van God se familie. Ek is sy kind. En hy besef, maar hy moet 'n verandering maak in sy lewe. As Jesus hom dan sien deur God se oë en hy na homself kyk deur God se oë, moet hy ook na die wêreld kyk deur God se oë, moet hy ophou hulle uitbuit en hulle en meer geld vra en moet hy die geld dalk teruggee van die mense wat hy gesteel het. En hy besef toe hy moet dit doen en hy doen dit. Hy sê vir Jesus, ek gaan my geld teruggee vir armes en waar ek die mense uitgebuit het, gaan ek hulle meer teruggee as wat ek hulle voorgevra het. So Saggeus se hele lewe het verander toe hy begin na homself kyk deur die oë van God. Nou almal van julle het 'n koevertjie of 'n papiertjie gekry, 'n papiersak, en binne is daar 'n rooi stukkie papier en 'n pers stukkie papier. En ek wil hê julle as gesinne nou na mekaar toe draai en daardeur kyk. Kyk hoe lyk die wêreld deur die pers stukkie papier en hoe lyk die wêreld deur die rooi stukkie papier en vertel vir mekaar, ja, hoe lyk dit? En dan gaan ek nou weer terugkom. Ek gee vir julle 'n paar oomblikke om daardeur te kyk.
Dankie. Het almal 'n beurt gehad om te kyk ter al die papiertjies? Is daar nog van julle wat nog wil kyk? Okay, is julle almal reg? Nou kinders, ek wil vir julle vra vir wie die wêreld pers gelyk deur die perspapiertjie? Ja. Vir wie die wêreld rooi gelyk deur die rooi papiertjie? Okay, nou hier's 'n triekie vraag. Vir wie van julle het die wêreld pers gelyk deur die rooi papiertjie? Nee, dit kan eintlik so werk. Ek het julle nou lekker uitgevang daar. So hierdie papiertjies was nou ons brille gewees. En jy kan nie die wêreld pers sien as jy deur die rooi papiertjie kyk nie. So die bril wat ons aan het beïnvloed hoe ons na die wêreld en na onsself kyk. So vandag wil ek vir julle vra, hoe kyk ons na onsself? Watter brille dra ons as ons na onsself kyk? Kyk ons na onsself deur die bril van die wêreld, deur die bril van sosiale media, deur die bril van wat almal sê? Of kyk ons na onsself deur God se bril? Sê ons baie keer vir onsself, ag ek is te vet, ek moet gewig verloor, of ek lyk nie so mooi soos daardie influencer nie, of maatjies, jy voel dalk maar ek moet langer wees, of kort, of vinniger kan hardloop. Of soms dink ons moet harder werk vir ons gesin, sodat ons op meer vakansies kan gaan. Dis alles die wêreld se bril, waardeur ons na onsself kyk. En as ek vir julle moet vra, kyk ons na deur God se bril na onsself, of deur die wêreld se bril, gaan ons heel moontlik sê, ons kyk na onsself deur die wêreld se bril. En as ons dan so hard is op onsself, en so hard na onsself kyk, hoe kyk ons dan na ander mense? As ek nie na myself kan kyk deur God se bril nie, hoe kan ek na iemand anders kyk deur God se bril? Deur die bril van liefde en genade. Maar die teks help ons om te besef dat ons na onsself en na die wêreld moet kyk, soos Jesus na Saggeus gekyk het. Jesus het die volle reg gehad om vir Saggeus te sê en uit te skel en te sê hoe sleg hy is, hoe onrein hy is, hoe hy 'n sondaar is. Maar nee, Jesus het na hom gekyk deur God se bril, die bril van liefde en genade. En Jesus nooi ons uit om dit daagliks te doen, om na onsself en na ander mense deur God se bril te kyk. Nou ons is tans in koninkrykstyd in die kerkjaar, en hierdie tyd in die kerkjaar is die grootste deel van die kerkjaar. So die kerkjaar begin eintlik by Advent, ons dink dit begin in Januarie, nee. Dit begin by Advent en dan is dit Epifanie en dan gaan dit aan lydingstyd en dan kom ons weer by koninkrykstyd uit. Nou in koninkrykstyd fokus ons in hierdie tyd om tekste te gebruik om ons te help oor hoe om te lewe asof God se koninkryk alreeds op aarde is. Hoe lewe ons dat mense God deur ons kan sien? So die beginpunt wat hierdie teks ons mee help is om na onsself te kyk deur God se bril. Om na onsself te kyk hoe God ons sien, om te besef ons is sy kinders en hy het ons uniek geskape, om nie te worry oor wat die wêreld sê nie. En om te besef dat ons identiteit lê nie in sosiale media nie. Ons identiteit lê nie in wat die wêreld sê nie. Dit lê nie in geld nie. Dit lê nie in wat al die statusgoed is wat daar buite is nie. Maar ons identiteit lê in Jesus Christus. En tweedens, as ons onsself kan begin kyk deur God se oë, dan kan ons na ander begin kyk deur God se oë en besef dat hulle is ook God se kinders. Dan kan ons wegdoen met al die vooropgestelde idees en stereotypes. Ons kan na hulle kyk hoe God hulle geskape het. Nou aan die begin van die diens het ek genoem en gevra watter vooropgestelde idees of persepsies het ons oor onsself of oor ander. En miskien het ons hierdie persepsies oor ons kollegas, oor daai maatjie by die skool. Maar Jesus help ons om weg te doen met hierdie persepsies. Hy sê dat ons die bril van jaloesie, die bril van veroordeling en die bril van stereotypering moet in die drom gooi. En dat ons die bril van God moet aansit. Dat ons die bril van liefde en genade moet aansit en na onsself en na ander kyk deur God se oë. En ja, dit gaan nie maklik wees nie, want ons gaan onsself heel moontlik môreoggend bevind as ons na onsself in die spieël kyk, gaan ons voel, ag ek is vet, ek moet begin diet of ek moet hierdie begin doen. Of as ons by die werk kom en die kollega maak jou kwaad, dan gaan ons weer terug op ons vooropgestelde idees en ons persepsies.
Maar dis dan wanneer ons kan besef dat ons na Jesus toe kan draai en vir hom te sê, Here, help my om u bril aan te sit. Help my om die bril van die wêreld in die drom te gooi, sodat ek na mense en na myself kyk deur u bril. Saggeus was nie perfek nie, maar Jesus het verby sy sondes gekyk. Jesus het hom gesien deur God se bril. En so as ons God se bril opsit, kan ons na onsself en na ander deur God se oë sien. Amen. Ek vra nou vir Karina om vorentoe te kom of ons die preek af te sluit met 'n gebed. Ons kan ons oë toemaak. Dankie. Dankie lief. Dankie lief Jesus dat U ons liefhet. Dankie dat U ons Roxie net soos U vir Saggeus gedoen het. Dankie vir dat U aan die kruis gesterf het vir ons sondes. Dankie vir mamma, papa, boetie en sussie. Dankie vir 'n skone kerk. Amen. Nee, dankie Karina.